Jy kan nie 'n geesvervulde lewe lei, maar 'n limited mindset hê nie. Toe ons 33 jaar terug beginne, het ons in 'n bakkery beginne. 'n Ou bakkery in Kimberley. En ek eer hierdie mense, daar was nie daardie tyd boeke nie. Jy het nie boeke beskikbaar gehad om 'n college te begin nie. Ek wou begin leer vir pastoor, toe kan ek nie. Op die ou end het ek deur die AGS gestudeer, hulle afstand onderrig. Maar ons het saam gesit, ons eerste college 14 jaar terug, nie 14 jaar, 33 jaar terug. Professor Johan Malang, Dr. James van Zyl, Benny Mostert en nog ander. En met dit het ons beginne. 'n Mens begin om te begin. Jy wag nie vir beter dae nie. Jy beginne om te beginne. Dan gebeur dit. Ons het skaars beginne. Toe was daar 2 pastore wat gesê het, hierdie storie sal nie hou nie. En binne 'n maand sal God wys en sal dit nie meer bestaan nie. Soos ek verstaan, lewe julle albei nog en julle kyk ook my programme. Ek wil vandag vir julle sê, na 33 jaar bestaan dit nog steeds en Handelinge sê, as jou profesie nie uitkom nie, is jy vals. Maar julle is vrygespreek, ek het al baie meer foute as julle gemaak. Maar dan wil ek ook net sê, ek eer die Here, waar ons begin het om te beginne. Daar was party daar in die petrol, om eers te ry, in die klas te gaan aanbied. Glo my, party daar, ons het een keer, ons vir Leon Goosen, 'n sanger by die lughawe gehaal, dus my seats uitgehaal van my kar wat oral breek, met 4 oliedrommetjies. Imagine 'n gospel sanger klim in, en hy sien die 4, hy vra met hy safety belt aan sit. Jy sal van die dromme val. Maar okay, 4 oliedromme, so ry ek hy kar. Mense beginne om te beginne. Jy kan nie sê, ek wil eers 'n kar hê, ek wil eers dit hê nie. Jy beginne om te begin. So eer aan God in die hoogste hemele. Toe ons beginne, toe het dadelik 'n paar fariseërs gesê, die akkreditasie. En die hele tyd het ek het gehoor van 'n man, D.L. Moody, wat amper nie kan gelees en geskryf het nie. En hy was swak in Afrikaans, Engels. En hierdie man het vandag 'n universiteit in Amerika wat na hom vernoem is. Want hy het voortgegaan. En vandag is School of Fire sy eie akkreditasie, soos hy in God gegroei het en naam gemaak het, en God kry al die eer in Jesus naam. Vandag kan ons pastore orden, ons is geregistreer, ons is gealles. Maar ek herinner my nie aan een keer dat Jesus by die hemel gesit het en iemand wat by School of Fire gestudeer het, toe die persoon aankom, toe sê Jesus, jy gaan nie in nie, want jy's nie deur 'n geakkrediteerde pastoor na my toe gelei nie. Maar ek sien dat die pastore wat vir my gesê het, as jy geakkrediteer, dat hulle nog steeds lui is en nog steeds niks doen nie. So ek wil vandag God eer gee. Ons is nou soveel keer geakkrediteer, ek weet nie eens meer wat dit beteken nie. Al wat ek vir jou sê, beginne en doen iets vir God. Ek gaan vinnig in 7 goed vir jou sê, hoe jy jou lewe moet inrig, en hoe jy moet as 'n pastoor, as 'n arbeider van God, as 'n Christen moet operuit. Ek fast forward, want ek het 7 minute oor. Die eerste een is 'n totale oorgawe. Jy kan nie 'n pastoor wees of 'n arbeider met 'n halwe oorgawe nie. 'n Totale oorgawe. As ander hulle tiendes moet gee, moet jy dit ook doen. Ek ontmoet baie wat nie hulle tiendes gee nie, maar ander moet gee. Ek wil vandag vir jou sê, jy het die Heilige Gees, sê jy. Het die Heilige Gees jou? Hoor jy wat ek jou vra? Het die Heilige Gees jou?
Mag jy weer daarna gaan kyk hierna. Wees 'n arbeider van God, wat nie saam met die duiwel kuier nie, maar wat die duiwel uitdryf, in Jesus naam. Van hierdie sommige geakkrediteerdes drink so rooi wyn, en wit wyn. Hulle kuier saam met Lucifer, terwyl siele verlore gaan. Dan jou tweede een, jy moet jou geestelike identiteit in God ken. As hy sê in Efesiërs 2, vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Jy sit op 'n troon. Bly net nederig asseblief, maar jy sit op 'n troon saam met Christus. Operuit van daar af, hoe kan jy in die huis kom en sê, dinge sal nie uitwerk nie? Hoe kan jy sê, ek is siek, ek sal doodgaan? Hoe kan jy sê, ek het nie geld vir evangelisasie, terwyl jy op 'n troon sit, sê die Bybel, en jy operuit uit die hemel uit saam met Christus, ken jou autoriteit. Operuit van daardie posisie. Jy is nie die huurder, jy is die eienaar, want jy beweeg saam met God. Hoor gou mooi, jy is 'n koningskind, nie 'n weeskind nie. Kry daai attitude, as ek party hier kyk, wat elke, ek is nou maar so, ek gaan nou maar so agteruit, ek gaan weer in 'n astrom krap as ek hier waai. As jy wil so lewe, lewe so, maar ek gaan nie so lewe nie. Jaar 2026 gaan ek meer Bybels uitdeel, meer traktaatjies uitdeel, ek gaan meer mense gaan bereik op die strate, ek gaan vir God dit doen in Jesus naam. En ek gaan meer mense omkrap en ster. Slaap ek in 'n 5-ster hotel, sê hulle, kyk waar slaap hy. Slaap ek op die straat, sê hulle, kyk hoe trek hy aandag. Hulle dink seker, ek moet net wakker bly. Amen. Hoor gou mooi, jy kan nie 'n geesvervulde lewe lei, maar 'n limited mindset hê nie. Hoe kan jy met die gees van God beweeg, maar hier binne is jy gelimit? Gebruik jou volle potensiaal wat God vir jou gegee het, en vergeet van linker en regter brein lobbe, en laat God jou brein deur hom werk en opereer deur hom. Jy's nie gemaak om die wêreld te oorleef nie. Jy's gemaak om hierdie wêreld te shift, te verander. Jy moenie maar net oorleef nie, verander dit man. Ek het gesien hoe ek het struis oplei Liberia, die nuwe kabinet oplei vir 3 dae in Christus. Ek het gesien hoe 'n ander land in Afrika dadelik die Christen beginsels gevat het 'n party. Moenie meer dink, ek was hierdie ou dronkie, ek was hierdie moordenaar, ek was hierdie een wat my vrou geklap het, ek was hierdie een nie. Nee, ek is 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Waar die woord afwesig is, daar is God se gees stil. Hoor julle my? Waar die woord van God afwesig is die gees stil. En met verskoon ek hou hier, anders gaan ek te veel praat. Ek moet maar hou hier by die woord. God se gees werk deur woord. Maak tyd vir God se woord. As jy wil 'n pastoor wees, ek ontmoet nou die 80-jarige pastoor. Hy sê met eerlikheid, hy sê Rooi is vir eerste keer wat ek nou afgetree het. Ons gaan nie aftree nie, maar vir eerste keer wat ek afgetree het, lees ek die Bybel oor my liefde vir Jesus. My 40-50 jaar wat ek 'n pastoor was, het ek gelees om die volgende preek te kry. Hoor julle hierdie een? Lees die liefdesbrief van God, nie om die volgende preek te kry nie. Dit is baie belangrik. Dan, if the words become your daily bread, the Spirit becomes your daily strength. Het jy hom? Moenie dink ek het 'n woordeboek ingesluk nie, ek kuier ook saam met die Here. Hoor gou, wanneer jy woord inneem, is jou natuurlike respons woord. Amen. Jou hart moet skoon wees, gaan lees self Psalm 5 vers 1 tot 10. Jou hart kan nie dra wat die hemel nie akkommodeer nie. In jou hart kan nie goed wees wat nie in die hemel kan kom nie. Jy's vuil, pastoor.
Jy kan nie nou die mense na God toe lei en nou net beskinder julle weer in die helle nie. Onvergewensgesindheid, bitterheid hoort nie by 'n kind van God nie. God se gees werk nie deur issues nie. Het julle hom? God se gees werk nie deur issues nie. Skud jou issues en jou tantrums vinnig af. Moenie oorkom soos ek nou net nie. Ek druk my vrou op, ons moet ry. Ek moet daar kom. Ons is uit die huis uit. Ek moet nog die hond oogdruppels ingooi. Hy staan nie by my so stil soos by François nie. Ek gooi die hond oogdruppels. Yes, rooie se hond gebruik oogdruppels. Hey, het ek julle. Okay. En weet jy wat? Ons ry half stop hier. Ek sê ek het nie die stand saamgebring nie. Dis omdat ek oogdruppels nou moes ingooi en ek gooi 'n tantrum. En ek sê ry terug. Asseblief, jy klap jy hande nou nie, Stella. En ons ry terug. En toe ek uitklim om te gaan haal, kyk ek terug, hier is die stand heeltyd in die bakkie. Okay. Toe sê die advokaat vir my so stadig. Nou verstaan ons vir Stella. Okay. Hoor gou. Krag vloei deur reinheid en nie deur performance nie. Moenie vir ek Stefan as ons perform miskykie. Ons is rein en ons kan perform. Amen. Baie wag en soek nuwe salwings. God soek nuwe oorgawes. Hoor jy hierdie woord? Hoor jy hierdie woord is vir jou vandag. Jy soek 'n nuwe salwing. Jy hardloop agter salwings af. God sê hy soek 'n slag 'n nuwe oorgawe. Hy sê jy's plastiek. Jy's plastiek. Hardloop 'n slag agter oorgawes aan. Sê 'n bietjie hy surrender. Ek gee oor. Dan gaan God jou in jou huis ontmoet en nie Sondag eers ontmoet nie. 5. Afskeep van gebed. Mense, ek is 33 jaar en ek skeep baie my gebed af en dan doen ek dit weer goed en dan skeep ek af en ek beweeg al nader om meer en meer. Ek raak eintlik deesdae kwaad as iemand my wegvat, maar al hoe meer leer. Die Here leer my 2 weke terug na 33 jaar weer hoe om anders te bid en met hom te gesels. Hou op musiek aansit en dink jy moet soos in die kerk nou 'n paar sinnetjies begin noem vir God. Hy ken jou ritueel, hy ken jou ou paar versies wat jy elke keer noem. God sit daar bo met alle respek en hy sê kry vir jou 'n paar nuwe verse 'n slag. Hou op met jouself te rympies aanbid. Ek luister nie eers meer na jou nie. Here, dankie vir die kos, maak my opreg dankbaar. Amen. God moet jou nog dankbaar ook maak vir die kos wat hy reeds gegee het. Kom ons gaan kyk. Gebed is suurstof. Waar gebed feit, daar feit power. Jy sê nie vir my nie. Waar gebed feit, daar feit power. Amen. Ek wil vandag vir jou sê, mense soek herlewing, ons het herlewing. Waar ons beweeg, sien ons herlewing. 89-jarige tannie, 3 weke terug, doof gebore, oor oop. Dis herlewing. Dis herlewing. Ons het herlewing, wat ons sit nie soos 'n kooisan met 'n bietjie stokkies en sit 'n vryf, 'n bietjie warmte om ons nie. Nee, daar's vuur. Ons het 'n vreet ons nie dik in die bus nie. Vra vir hulle wat gebeur. Daar word gebid. Iets wat my irriteer is 'n lui arbeider vir God. En vra maar hulle sal dit weet op 'n personeelgroep. Dit irriteer my en dit irriteer God. Pray is not informing God, it is inviting God. Hou op, God vertel. Nooi hom 'n slag saam. Gister toe begin ek konsentreer, want ons is so gewoond. Heilige Gees, kom gou saam, ek gaan preek. Heilige Gees, wees daar, help my. Hy moet jou volg. Beginne draai dit om. Heilige Gees, ek gaan nou preek. Maar waar is my volgende preekper? Gaan jy vooruit en invite my. Dit klink anderster, want hy lei dan. Ons is besig om God te wil lei. Hy moet spring as ons praat. Ek soek 'n nuwe kar. Ek soek dit, ek soek dat. Party mense is so op materiële dinge gefokus. Jy het niks hier binne en hier binne van God nie.
Kom ons gaan. Bid sonder ophou. Die duiwel is nie bang vir Christene wat preek nie. Hy's bang vir Christene. As ek sien ek gaan oor die tyd, maar iemand moet vir my tyd gewys het. So waar is Wally? Ek sê dan as ek by 5 minute kom en ek sê dan moet jy beter wys. Amen. Ek maak klaar. If prayer become your lifestyle, power become your nature. Wil jy nie krag van God hê om te genees nie? Wil jy nie met die krag beweeg as jy iemand groet? Ek sit by 'n president en ek lê oor, hy sê sy rugpyn in 'n ander land en ek sê in Jesus naam, rug raak gesond. Ek steur my nie aan die protokol nie. Ek vat God se protokol. En hy staan op, sy rug word genees en 2 dae daarna klim hy op die TV en hy sê ons verander ons hele beleid na Christendom. Dis herlewing. Dis goed wat jy lees in boeke. God doen dit deur ons. Waarvoor bid jy maar vir herlewing as jy wil? Ek dink jy's te lui. Dis hoekom jy nie herlewing het nie. Begin 'n bidteslag. Hou op herlewing soek. Soek sy liefde. Vers 6 of die 6de punt en dan is dit die 7de punt. Kom uit jou gemak uit. Kom uit jou gemak uit. Heilige Gees werk in commitment, nie gemaklikheid nie. Ek weet dit, dankie. God se Gees vul wat is leeg en God se Gees kan nie vul waar die eie ek is nie. Niks op jou, hoekom sê jy nou amen nie? OK. Die 7de een. Dis lekker om te preek as daar iemand praat. Dit smaak jy sit in 'n sitkamer. Die laaste een, ongehoorsaamheid keer jou oorwinning. God sê jy moet beweeg. God sê gaan soontoe. Daar's mense wat na 3-4 jaar nog nie weet watter rigting stuur God hulle nie. Kan ek vir jou sê jy luister nie. Jy luister nie. Jy luister nie. Dan sê jy gehoor het waartoe stuur God jou. Ek sê jy sal gehoor. Ek het ook gebid. Here stuur my weg van Stella af. Daar stuur hy my nie weg nie. Ek het daar try doodbid. Ja, my eerste maand. Daar try doodbid. Dit het nie gewerk nie, soos 'n kat met 9 lewens. Ek het 'n handgranaat gestel, sy het nie gedood nie. Ek het alles getry, sy dood nie. Vandag dank ek die Here, want daar's veel pastore wat aan die ander kant van die draad kuier. Hoekom is die draad groener daar aan die ander kant? Want jy piepie dit nat. Dis hoekom dit groener is. Bly by jou huis en dien God. 'n Pastoor wat na 'n ander plek toe kyk, bid nie. En ek sien ook nie wat hy moet raak sien nie. Toe my vrou uit die kamer uitkom, toe sê ek, advokaat, verskoon my. Maar hierdie is 'n mooi ding. Toe check ek haar so, ek sê jy 60. Ek sê in my jong dae gedink het ek sal na 'n 60-jarige kykie, maar sy's mooi. Ek kyk haar so en ek wil amper kanselleer hierdie grade plegtigheid. Ek wil net by haar wees en haar arms wees. Maar party pastore, julle wil mos aan ander se armpies wees. Kry vir jou, want daarna vrot dit in jou bediening val uitmekaar uit. OK. Die Heilige Gees lei, hy volg nie. Jy soek van die Heilige Gees, maar het nie die laaste opdrag nagekom nie. Wat wil jy soek? By die Heilige Gees 'n opdrag. Maar jy het Matteus 28 vers 19 nie. Waarvoor kerk wil jy spog oor jou 1 in 'n jaar uitreiking? 'n Kerk moet permanent uitreik. Ek ontmoet al hoe meer kerke. As hulle pastoor uitreik, moet hy verlof vat. Hoor gou. As die pastoor Matteus 28 vers 19 doen, moet hy verlof vat. Ek sê nie, hy moet nie orde wees nie. As die pastoor 5 keer moet preek in 'n maand, dan moet hy daar wees en sy dinge daarom uitwerk. Dit is sy job beskrywing. Maar verlof vat om vir God te gaan werk. En jy's nog 'n pastoor, ek verstaan nie. Ek vertel elke jaar, ek sluit af met dit, hierdie verhaal. Daar in Oudtshoorn, ek gee hom hierdie jaar 'n naam. Bly Klasie en Koos. Hulle pluk volstruise. Hulle ken hoe om 'n volstruis te slag. Hulle ken die fyn donsies. Hulle ken die penne. Hulle ken 'n volstruis onder die nek in en hulle laat waai. Toe kom Gerhardus Dievenhage. En hy gaan leer 3 jaar vir 'n diploma hoe om volstruise te werk.
Toe hy terugkom en Kosie en Klaasie werk, as hy, ek het 'n diploma. Dit werk eintlik so. Maar Kosie en Klaasie ken hierdie job. Maar Gerhardus Koekemoer, of wat het ek gesê? So iets. Hy is die ou, die dik ding. En op 'n dag, toe jaag die volstruis vir Gerhardus met sy diploma. Al om die huis. En toe hy die derde keer omkom, toe skree hy vir Kosie en Klaasie. Help! Toe sê hulle, wys jou diploma vir hom. Nou ek wil vandag vir jou sê, wys jou diploma vir Satan as jy nie bid nie. As jy nie in die woord is, wys jou diploma, dit gaan nie werk nie. Dankie. Forgiveness